Goed. Goeienaand aan die pragtige mense. En vir almal wat opkom en wat later kyk, welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Ek moet 'n bietjie meer lig op die onderwerp gooi, jy weet. Daar is hy. Kyk daar so. Daar is nou 'n bietjie meer lig op die onderwerp. Het raak al hoe koeler, hè? Ek sien daar so in die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal het hulle hierso van donderdag af Vrydag het hulle sneeu verwag. En ek weet nie of die ouens sneeu gekry het nie. Ek dink dat hierdie ouetjie 'n bietjie af daar sê. Ek weet nie of hulle sneeu gekry het nie, maar ons het nou is maar 'n bietjie koud, jong. En ek sê ou wat van koud hou nie. Ek hou nie van koud nie. Kyk, ek kan warm kry nie. Maar koud, nee wat. Ek het nou my blitsbroodryk beker hierso, blitsbroodryk beker hierso, maar die ouetjie het 'n kraak in, en ek het, het klink nou snaaks, nee. Nou kan ou sê, ja, ons weet jy het 'n kraak in. Maar in elk geval, my ander beker, wat by Kom Boeke te kry is, het gebreek. En ek het hom per ongeluk Woensdag aand van die rusbank af met my hand afgestamp. Ja, ek was hartseer, ek is nou nog hartseer oor daai beker, maar daai mooi breinbeker, né? Daai een wat sê, the Lord is your strength, daai ene. Maar in elk geval, so, nou drink ek weer 'n bietjie koffie uit my blitsbroodryk beker uit. En ek weet nie of enigiemand gaan opkom hierdie tyd van die aand nie, op 'n Saterdag aand nie. Ek kon nou nie gister koffie met brood maak nie, want ek was op die pad. Ek was vinnig Parys toe vir Henry gewees, ek het gaan goed aflaai. En toe het ek my weg weer gevind, terug Pretoria toe, maar ek sê julle sê, die raai verkeer, nee, ek was eers so, wat was dit, seker so 5:30, 6:15, die aand was ek eers terug by die plek. In elk geval, koffie met brood, hier gaan ons. Ek sien iemand loer daar so, ek weet nie wie loer nie, maar as daar dan een persoon wat loer, is alright. As een kyk is het oké, al kyk, gewoonlik hier aan die einde van koffie met brood, by die volgende dag of 2 of 3, dan so 500 mense, tussen 5, die een keer was oor 1000, wel nie een keer nie, hele paar keer is al oor 1000 mense gehad wat koffie met brood gekyk het. Dat was cool. Goed, kom ons begin maar met wêreldnuus, voordat ons aangaan met Suid-Afrikaanse nuus. Ons doen eens 'n bietjie wêreldnuus. Baie interessant, in die VSA, die weermag, gaan nou die transgeslag rekords verander, na die oorspronklike geslag by geboorte van die soldate wat daar is. So as daar 'n transgeslag persoon daar is, en hulle wil nog steeds in die weermag bly, dan moet hulle revert. Jy weet, die mannetjie wat nou 'n meisietjie is, moet nou weer 'n mannetjie wees op sy rekord. En vice versa. So daai transgeslag storie, daai kite gaan nie vlieg nie. In elk geval, nog steeds in die VSA, en sal daar bly vir so klompie berigte. Donald Trump het sy vliegtuig gekry van Qatar af. Nou slaan hy die gitaar. Dad joke. In elk geval, nou moet sy Secret Service en al hierdie ouens, sit jy loftie wat daar opgekom het. Dan sê ek nou weer die profielfoto's verkeerd het, maar in elk geval. So Trump, ja, ek sê mos is loftie man. Goeienaand loftie. Sy nuwe vliegtuig gaan nou opgegradeer word na natuurlik Amerikaanse presidentstandaarde toe, wat nie Suid-Afrikaanse standaarde is nie, want ek hoor toe hulle afklim in Amerika, toe klim hulle af met 'n vuil koeleboks en 'n checkersak. Wat kan 'n mens sê van al hierdie dinge, man? Wat sal 'n mens sê, nee? Hierdie was 'n klein bietjie hartseer nuus, ek weet nie of julle vir ou George Wendt onthou nie. George Wendt het die rol gespeel van 'n kroegvlieg in die sitcom in Amerika, Cheers. Onthou julle vir Cheers? Cheers was 'n flippend snaakse storie geweest. Jy moes jou hare hou
met Cheers, en nou George Wendt het afgesterf op 76, nie. En, ja, die lewe stap net aan. Ek sla nou die gitaar op 63. Flip het. En ek het hierdie ding begin in 2015. In 2015, 10 jaar gelede. 53 het ek begin met wat ek nou nog doen. Mense. In elk geval nog steeds in die VSA, die FBI het 270 mense gearresteer wat dwelms smokkel op die dark web. Daar is mos iets op die internet wat hulle noem die dark web. Nee, daai ding, dis die rowwe plek op die internet. Jy kan enigiets daar kry. Enigiets. En 270 mense is gearresteer as gevolg van die feit, ek sien Henny is ook hier by ons, as gevolg van die feit dat hulle dwelm smokkel op die dark web. So dit is goed. Een van hierdie groot pharma verklikkers, hy is doodgevind nadat hy bevestig het dat ivermectin kanker kan genees. Hoe hou julle van daai ene? Ivermectin kan selfs nie kanker genees, loftie. Dit kan kanker genees. So vir die ouens wat gereeld ivermectin vat, nee, so 'n bietjie. As jy kanker het, stel ek voor, die vat so 5 ml, so vir 5 dae na ry, dan los jy dit weer vir so 3 weke, dan vat jy hom weer so 5 dae na ry. Dis my voorstel. Ek is nie 'n dokter nie, maar ek sê julle, sê dat ivermectin is flippend goed. Dis flippend goed. Ek moet weer van dit in die hande kry. Henry se ivermectin pilletjies was klaar, want ek wou gekry daar in Parys toe ek daar was. Interessante ding wat ou Steve Bannon gesê het. Hy was by Turning Point aksiekonferensie, en toe gaan doen hy iets wat redelik interessant is, en as 'n ou al hierdie leidrade kan net by mekaar vat en na 'n punt toe kan bring, want ou Steve Bannon het nou vir die Amerikaners, het hy 'n Christelike heilige oorlog verklaar. So wat gaan dit beteken in the long run? 'n Christelike heilige oorlog? Ek gaan nie weet nie. Ek weet nie wat om te sê daaromtrent nie. Goeienaand Marian. Ek weet nie, wat gaan dit beteken? Met Donald Trump wat sê, hy is die paus. Ja, Donald Trump wat sê, hy is die paus. Ek wil 'n nuwe ding inbring, met koffie met brood, maar ek maak mos aparte video's. So, ek het nou begin nou, wanneer het ek het nou gedoen? Woensdag, was dit Woensdag gewees? Waar ek vir die mense gesê het, julle moet opkom as julle wil gesels. As julle vir my sê, julle wil gesels en 'n paar goed sê in die nuus, waaroor ek gesels, dan bring ek julle op kamera. Né? Dan bring ek jou op kamera en dan kan jy 'n paar woordjies wissel. Lekker, dat ons bietjie met mekaar kan gesels. Wat het ek nog hierso van Amerika? Daar is nog gerugte dat Elon Musk Fox News wil koop. Dit sal nogal interessant wees, as hy Fox News koop. Fox News is redelik konservatief, so ek het nie 'n probleem met Fox News nie. Daar's hier en daar 'n blaar wat 'n bietjie skeef trek nog, maar oor die algemeen is Fox News, hulle is net so van die middel af, hulle is so effe regs, maar hulle doen oukei. En dit sal nogals interessant wees as daai ding gebeur, né? Ons bly bietjie by Amerika as gevolg van hierdie volgende berig, eintlik hierdie 2 berigte. Die Wêreldekonomiese Forum wil ammunisie aankope verhoed deur die inbring van digitale kontant. Hulle sê as hulle digitale kontant kan inbring, dan kan 'n ou nie maklik oor 'n toonbank ammunisie koop nie, want jou kaart gaan dit weier. Jou bank gaan dit weier. Dis nog een van die maniere van hoe hulle ons wil 'n kniehalter, dat jy sien as jy die wapens wegvat van die bevolking af, as jy die wapens, ammunisie en daai tipe van goed kan wegvat van 'n bevolking af, dan kan 'n regering doen wat hulle wil. Die regering kan letterlik doen wat hy wil, as jy 'n bevolking ontwapen. Nou wat is die maklikste manier om hulle te ontwapen? Hulle kan nie ammunisie koop met hulle kaarte nie.
Dit is 'n maklike manier om dit te doen. In elk geval, goeie nuus. In Noord-Carolina het 'n tornado deur Noord-Carolina beweeg en 'n Pfizer pakhuis vol van COVID gifstowwe verwoes. En dit was die enigste pakhuis wat verwoes was deur die tornado. Die res van die geboue om Pfizer staan pragtig. Maar 'n tornado kom in en hy verwoes daai pakhuis. Wat was hulle beplanning geweest? Wat het Vader geweet? Wat was hulle beplanning geweest met daai gifstowwe? Wat wou hulle doen? 'n Ander label opsit. En sê nee, hierdie is net gewone verkoue inspuitings. In die meantime so maak hulle die bevolking van die wêreld dood. Daar moet 'n manier wees om hierdie ouens aan die kaak te bring. Daar moet 'n manier wees, nee. Goed. In ander nuus. Hierdie is ook nog in Amerika. Brian Johnson, Mel Gibson en 'n klompie anders sweer by Methylene Blue. Nou, die rede hoekom hierdie berig my oog gevang het, Methylene Blue. Hierdie berig het my oog gevang. Omdat Henry, julle weet nou wie is Henry, hy besit biotech, dit is sy mediese besigheid, en hy het nou Methylene Blue aangeskaf, en hy maak 'n ander produk met dit, maar ek sê vir julle, 500 gram van daai Methylene Blue, is R3.500. 500 gram van Methylene Blue is R3.500. Dis vrek duur. Vrek duur. Om terug te kom na die kontantloses toe, Australië se Commonwealth Bank het nou besluit dat jy nie meer kan kontant trek by die Commonwealth Bank nie, goeienaand Heila, en jy kan ook nie kontant deponeer nie. Dis nou die Commonwealth Bank, een van die grootste banke in Australië. Ek kan sien hoekom die Here my uit Australië uitgeneem het. Ek sou nie hierdie goed kon doen as ek in Australië was nie. Daar was nie 'n manier nie. Hulle sou my al lankal toegesluit het. Hulle sou my gearresteer het, toegesluit het. Nog steeds in Australië. Julle al ooit gehoor van die winkelgroep Aldi? ALDI, Aldi. Aldi het bevestig, hulle CEO's, hulle mense het bevestig, dat hulle beesprodukte bevat amper 100% perdvleis. Hou julle daarvan? As ek sê beesprodukte, dan praat ek van goed soos blikkiesvleis. Blikkiesvleis, hey. Kyk, ek hou van bully beef, nee. Moenie 'n fout maak nie. Maar as ek moet uitvind dat Bull Brand of een van daai bully beef vervaardig is hier in Suid-Afrika, perdevleis in hulle vleis het, dan gaan daar groot probleme. Ek maak hulle toe wanneer die tyd kom. Ek beloof julle. Ek maak hulle toe. Ek is so, Pieter, wat sê jy? Ek is so gerus binne in myself dat ons hierdie land gaan terugvat. Want alles kom so mooi in plek. Nee. As ek kyk hoe die Amerikaanse fiasco nou afgeloop het. Die Amerikaanse fiasco, dit is 'n groot fiasco daai. Maar ons moet eintlik aan die een kant wil ek sê, ja, ons sê mos so, ons sê vir julle, jy weet, dit is wat in ons land gebeur. Aan die ander kant moet ons sê, ja, ons moet, weet, daar voel ek my kop in skaamte sak vir die gemors president wat ons het. En dat ons dit toelaat. Dat ons hierdie gemors het om ons te regeer. En ons laat dit toe. En ons boere stoei nog steeds met teologiese probleme. Dis die ergste van al die dinge. Hierdie was vir my goeie nuus geweest. Daar is gerugte in Botswana dat hulle nou gaan saamstaan met daai ou van, ek weet nie of dit Sierra Leone is of waar is hy nie, Ibrahim Traore, julle het of hom geweest, daai Christo wat sê, hy is mos 'n kaptein, Ibrahim Traore, maar hy het mos die Amerikaners en die Russe en die Chinese het hulle almal uit sy land het geskop.
En dit blyk nou dat Botswana besluit om die FSA basis wat daar is toe te maak. Die Amerikaanse basis, weermagsbasis, om dit daar toe te maak. Dit sal vir ons eintlik aan die een kant goeie nuus wees, solank hulle nie 'n Chinese of 'n ander tipe basis daar oopmaak nie, dan is dit nou weer vir ons flippend erg. In elk geval, dit is seker wat dit is, nee. Goeie nuus in Denemarke, hulle het hulle aftree ouderdom opgeskuif na 70 toe. Hoekom wil jy aftree op 65? Is jy moeg? Ek wil nie aftree op 65 nie. Wat moet ek dan doen? Gaan sit in die son. En wat se naam bak, soos ons altyd in die weermag gesê het. Pieter, Loftie, moet ek in die son gaan sit, Christo? Op 65. En die res van my lewe bedink en dink, ja, waar die lewe heen gegaan? Wie die duiwel wil dit doen, man? Tree af van jy lus kry. Werk tot jy omval. Goeienaand, Lydia, julle. Werk tot jy omval, tree af van jy lus kry. Né? Papa. In elk geval. Ek sien verlede week aan Woensdag, hierdie week wat nou verby is, Woensdag, ek het dit nie opgetel in die koffie met brood wat ek toegemaak het nie, maar Spanje het Woensdag weer 'n massiewe netwerk crash gehad, koos nooit maar 'n crash. Jy kon geen selnetwerk het gewerk nie, geen internet het gewerk nie, niks in Spanje. Nou ek wonder of daai nie 'n toets was nie, om te kyk of hulle 'n hele land kan afskakel. Julle geweet, jy kan dit afskakel. Jy kan die internet in Suid-Afrika afskakel. As jy dit doen, is ons ekonomie in sy mye. Net daar. Van ekonomie gepraat, ek sal nou weer terug na daai punt toe. Ek wil eers al die buitelandse punte eers klaarmaak. Duitsland, lyk my die Duitsers wil nie leer nie, maar dit is goed vir die AfD, maar hulle wil nie leer nie. Op een dag het 'n 13-jarige Kurdiese laaitie, Loftie, 'n 13-jarige Kurdiese laaitie het 'n 11-jarige Duitser gesteek met 'n mes. En die 13-jarige is op vlug en daar's nou 'n noodoperasie op die 11-jarige. 11 jaar, 13 jaar. Jy sien hierdie klein moslimpies, hulle word gebreinspoel. Né? Daar is hy. Hulle word gebreinspoel. Op dieselfde dag het 'n 11-jarige Iraki. Nou as jy hoor Iraki of Kurdies of Iran of daai tipe lande, Afghanistan, Pakistan, dan Sirië, jy kan net dink moslim. Dis al wat jy hoef te dink. Het 'n 13-jarige Duitser weer gesteek, 'n klomp messteekwonde opgedoen so dis vice versa. Eers 13 op 'n 11-jarige en toe 'n 11-jarige 'n 13-jarige Duitser gesteek met 'n mes in Remscheid. So iets in Duitsland. Nou, die Duitsers wil nie hoor nie. Nee, die AfD bly teen hierdie onwettige immigrante praat, maar die ouens wil nie luister nie, hulle wil nie hoor nie. So dan moet hulle maar voel, nee. Maar wat dit vir ons beteken is dat die AfD groei. Stadig maar seker goeienaand Annemarie. Stadig maar seker is die AfD besig om te groei en dit's in ons guns. Profeties is dit totaal en al in ons guns. Wie het vir my daai profetiese woord? Ek dink dit was dit Heila en nog iemand. Ek dink dit was Andre, wat daai profetiese woord gestuur het van wat nou gaan gebeur in Suid-Afrika. Ek het nou nog nie daarna geluister nie, maar weet julle wat, nee? As dit niks sê van Siener of van die Federale Alliansie of sulke goed nie, dan is dit nie van die Here af nie. Hoor wat ek julle sê. Dolf, wat sê jy? Dolf, jy was lanklaas op, hoe gaan met jou? In elk geval, so, Duitsland, arme Duitsland. Goeie nuus uit Nieu-Seeland uit. Onthou julle die vorige premier, daai wit, ek het mos haar genoem 'n wit meid, onthou julle? Jacinda Ardern, onthou julle vir haar? Sy het mos die net zero wette ingebring in Nieu-Seeland, né? Wel, hierdie premier het nou die net zero wette geskraap en gesê haar groen kragbeleid is useless. En dit was een van die domste dinge wat enige premier in
Nieu-Seeland nog ooit kon gedoen het. En nou kan hulle weer boor vir olie en gas, wat Nieu-Seeland dan betref. So haar net zero beleid is uit. En die Nieu-Seelandse mense begin nou al hoe meer verstaan dat hierdie vroumens was net 'n stupid, linkse, liberaal drek. Dis al wat sy was. Ek bedoel, al die ander goed wat sy gedoen het. Sy is ook 'n moordenares, wat COVID aanbetref. Sy is 'n moordenares. Daar gaan 'n dag kom. Weet jy, daar's 'n interessante skrif wat sê, die wraak kom my toe, sê God. God sê die wraak kom hom toe, ons moet die wraak vir hom los. Maar weet julle wat, baie keer verstaan ons nie hoe dit werk nie. Ons weet nie of God sy wraak gaan bewerkstellig deur mense nie. Ons weet nie. En of hy dit net gaan doen aan die eindtyd nie. God sê die wraak kan hom toe. Ons moet nie net sommer net wraak in ons eie hande neem nie. Maar God gebruik mense ook om seker te maak dat sy goed uitgevoer word. Die een ding wat ek van die Vader kan sê, al kyk ek na al hierdie nuusberigte, die een ding wat ek van die Vader kan sê is, hy bly in beheer. Maak nie saak wat gebeur, hy bly in beheer. Net wanneer jy dink, ja, waar is die Here nou dan ontbloot hy Ramaplakkertjie en Malemmertjie en al die mense. Hy ontbloot hulle, dat die hele wêreld geskok is. Dit is net die ABC nuusnetwerk wat, daai kruis beteken nie, iemand is dood nie. Maar nou ja, ons weet wat hier aangaan. Ek bedoel die polisiehoof van Suid-Afrika wat nou word vertel, no, there's not a white genocide here, it's just the foolish dogs. Sulke ouens, nee, daar gaan 'n tyd kom wat ons met hierdie ouens gaan deel. Die Vader weet, dit is in my hart om hierdie goeders uit te sorteer so gou soos wat ek kan. Interessante aanmerking wat Netanyahu gemaak het daar in Israel. Hy het spesifiek die berigte uitgestuur aan die Verenigde Koninkryk, Frankryk en Kanada. Hy het vir hulle gesê, as julle dankie sê vir pedofiele en moordenaars en verkragters en hierdie tipe mense, is julle aan die verkeerde kant van die gereg. Die rede hoekom hy dit gesê het, weet ek natuurlik nie, maar ons kan verstaan wat die rede kan wees. Ons weet hierdie lande is so links soos 10 op hierdie stadium. Daar het luister nou na hier, daar het 'n moslim vrou het nou die burgemeesteres geword van 'n Britse dorp. Die probleem is, sy kan nie Engels praat nie. En die Britse konstitusie sê baie duidelik dat jy nie 'n burgemeester of enige ander portefeulje mag beklee as jy nie kan Engels praat nie. Maar dit wys vir julle hoe die moslim gedagte en deur die onwettige immigrante, hoe hulle die Britse juris en munisipale en daardie tipe orde binne gesypel het en oorgeneem het. Dis skrikwekkend, man. Dis skrikwekkend. Goed, wat het ek nog in ander lande? Daar het ek vir julle gesê, ja, hierdie was goed. Australië, daar is 'n ou met die naam van Michael Caine. Ek dink amper soos Michael Caine, die akteur, maar hierdie is Michael Caine. Hy is die grootste vakbond in Australië, is die vervoer vakbond, transport vakbond. Hy is hulle leier. En hy het vir Australië baie duidelik te kenne gegee dat hulle die grootste staking binnekort, as dit nou nie hierdie jaar is, sal beslis in 26 wees, die grootste staking wat hulle nog ooit gaan sien, tensy hulle nie gehoor gee aan hierdie vakbond se demands nie. En hierdie mense is groot. Hulle kan oornag Australië se ekonomie kelder. Oornag. En as dit gebeur, sal dit dan flippend interessant wees. Baie interessant. Goed, hierso in Suid-Afrika het ons natuurlik goeie nuus. Van die 4de Junie af gaan hulle die belasting op brandstof verhoog. Hoe hou julle daarvan? Ek sukkel al klaar om te kan ry. Ek het 'n paar ondersteuners, maar dit is nie genoeg vir my om konings daar deur ver te gaan sien nie. Ek kan byvoorbeeld nie die Khoza konings gaan sien, of die Wendaland konings, of Pedi, of dat. Ek kan nie eenvoudig nie. My ou het net soveel fondse, en ons survive. Jy weet, jy oorleef basically net. So,
En ou gaan die brandstof weer op. 4 Junie. Ons gaan nie die brandstofpryse opsit nie, ons gaan nie die brandstofbelasting opsit. Wat beteken dit? Jy weet, ons gaan jou nie nou so heavy kap met die brandstofpryse nie, maar die belasting gaan ons opsit. Hulle gaan jou roei en roei en roei en roei totdat jy uitgeroei is. Ek dink nie, jy weet, ons het verskillende wit groeperings in Suid-Afrika. Ek dink nie die wit liberalistiese groep verstaan wat met hulle gebeur nie. Hulle is daai paddas wat so in die kookwaterpot is, wat so stadig besig is om te kook. Ek dink jy hulle verstaan dat hulle vinnig kan uitgeroei word nie. As jy net luister na Ramaplakker se woorde waar hy gesê het, nee, die wit mense moet bly wees dat ons hulle nog nie uit die land uit gejaag het nie. Nee? Dan het jy die Afrikaner groep wat ook links is. Jy het regse Afrikaners, maar jy ook linkse Afrikaners. Hierdie ouens, weet, en dan het jy nog die groep wat dink, ag moenie worry nie. Dis soos hy selfs 'n advertensie. Waartoe gaan daai jong luitie, daai baba in die stoot wyntjie, waartoe gaan hy? Ag, hy gaan nie ver nie. Nee? En dis dieselfde met hierdie tipe mense. Hierdie tipe mense dink, ag, weet jy wat, alles sal regkom. Moenie worry nie. Alles sal regkom. Weet julle wat se gedagte kry ek nou hier by my? Nee. Die Portugese en die wit boere in Angola het ook gesê, ag, maar moenie bekommerd wees nie, alles sal regkom. Dit het aanleiding gegee dat die Mau vir hulle in 'n nag begin uitmoor het. Onthou jy dat daai deel van die geskiedenis? Die Dorsland, kyk, die Dorsland trek was soontoe, dit was nie die Dorsland trek terug nie. Maar hulle was uitgemoor, dorpe, wit mense, dorpies boere, Portugese handelaars, was in 'n nag, was hulle vermoor gewees. En die wêreld was geskok. Kyk wat het daar gebeur, oeps, te laat. Wat help het as jy geskok is? Beteken niks as jy klaar jou lewe verloor het. Beteken niks. Daar's nou nog voorbeelde wat nou uitgekom het van nog munisipaliteite hier in Suid-Afrika wat totaal en al net verval. Totaal en al net verval. Hulle kan eenvoudig nie iets behoorlik bestuur nie. As daar nie checks and balances is nie, hulle kan nie iets bestuur nie, ek sê nou vir julle. Wat goed is vir ons, is dat, ek moes eintlik gaan noem het ook, waar my plakkertjie gepraat het, was die Republikeinse verteenwoordiger, ek het al haar naam genoem 'n paar keer, daar op die Senaat, Marjorie Taylor Greene, julle ken vir haar. Sy praat ook nou vir die boere, en sy praat ook nou van die blankes, wat uitgemoor word in Suid-Afrika. So nog iemand begin nou te gesels vir ons, en nie teen ons nie. En ek sien nou, Colleen het 'n praatjie gehad met die kolonel Wyatt. Maar daai tipe praatjies gaan my nie meer aan nie. Dis net praatjies. Dis net, kom ek vertel vir julle al die probleme wat ons het, en ons weet nie hoe om dit uit te sorteer nie. Ek is moeg vir daai tipe praatjies, man. Ons kan ons probleme uitsorteer. Is net dat ons seker 50% van ons boere het wat 'n slap gat is om enigiets te doen. En ek sal onder hulle gesig vir hulle sê, dit is 'n slap gat om vinger te trek. Dit is 'n slap gat om hulle valse teologie te los. Dit is 'n slap gat om saam te staan. Dis net wat dit is. Dit is 'n slap gat. Kyk hierdie swarte. Wat is hierdie ou se naam? Musi Dlamini, soets, Musimene, president van die Swart Sakeliga. Hier in Suid-Afrika, die president van die Swart Sakeliga in Suid-Afrika. Nee? Hy sê, die probleme in die ekonomie,
post-apartheid is nie apartheid se skuld nie. Hy sê, die probleme, dis 'n swart man, hy is die leier van die swart sakeliga. Hy sê, die verantwoordelikheid lê 100% by 'n swak ANC. Dit het hy nou gister of eergister gesê. En hy is heeltemal reg. Die probleme lê by 'n swak groep wat so korrup is, hulle weet nie hoe hulle dit het nie. Het julle gesien wat is die syfers wat hulle uitspoeg oor Ramaplakkertjie? Hoe ryk hy daai hotnot is? Julle al gekyk na sy syfers? As ek reg onthou, is dit 76 biljoen. Hoe het hy 76 biljoen vermag in die afgelope, wat is dit, 10 jaar? 76 biljoen. Ek moet eintlik daai een gedeelte wat op Telegram is gaan copy-paste oor Rob Hertzog en daai mense. Ek moet daai tipe informasie moet ek hou vir wanneer die tyd kom. En die tyd gaan kom, mense. Ek moet daai tipe informasie hou. Deel van die Federale Alliansie is ons gesondheidsbeen, wat deur meneer Henry Deal bedryf word, en deur 'n klompie ander. En ons is nou besig met groot goed, en as julle iemand in die mediese bedryf ken, wat sal belangstel om 'n belegging te maak, in medies. Nee, hulle word 'n partner. Ons is besig om 'n brandwondmiddel, hy is klaar geformuleer, maar ons wil nou hierdie ding maak. Dit is sy helende effek is iets soos 46% beter as dit wat op die mark is. Dan het ons nog 'n produk. Cystease, noem ons dit. Cystease. Hierdie, jy weet, wanneer hy ouer geraak, en kry jy mos hierdie klier, hierdie knoppe, wat hy ook kry, hierdie vet, waar is myne nou? Ek kan toch nie sommer oornag, daar is hy. Sien julle daar so? Daai ding. Ek het 2 dae laat uitsny. 2 dae laat uitsny, en toe het ek 'n uitval gehad met Dr. Trosbecker, want vir 15 minute het hy vir my R2012 gecharge. Ek sê vir hom, wat van korrupsie nou? Vir 15 minute kap hy my R2012 om net daai 2 goedjies uit te sny, en 5 steke in te sit. Ek sê vir hom, nee man. So nou het ons 'n produk ontwerp wat hierdie goed kan oplos. Dit is 'n fantastiese ding wat ons ontwerp het. Dit kan dit oplos. Nou om al hierdie goed aan die gang te kry en in die mark in te bring, kort ons rond R50.000. Nou hoekom doen ek hierdie goed? Want as ek nie daai R5 miljoen kan kry van iemand af nie, dan gaan ek dit self maak. Daai 5 miljoen. Nee, ek is so gedetermineerd om seker te maak dat die Federale Alliansie sy pad loop. Ek sal hom uitstap, man, tot die einde toe. En dit gaan nie 'n bitter einde wees nie. Dit gaan 'n soete einde wees. So as julle iemand ken in die farmaseutiese of in die mediese wêreld wat sal belangstel om so iets te kan doen, om deel te word van, né? Dit kort so 150.000. En wie ever inkom, hulle eie mense kan die geld bedryf. Ons wil nie aan die geld vat nie, totdat die goed vloei. Totdat ons begin geld maak, dan is dit 'n ander storie. Dan is dit 'n partnership ding, né? Equity partnership tipe ding. So het ons verskillende fasette in die Federale Alliansie wat ons al hoe meer wil sterk maak, bou op, verbeter ensovoorts. Ons het ook 'n anti-aging cream, kan julle dit glo? En dit gaan, want ek het met 'n ou, daar sy kaart lê daarso. Ek het met een van hierdie ouens gepraat, hierdie mediese ouens. Die goed het ons in hierdie anti-aging cream sit. Dit is nou vir vel, né? Dit sal die beste wees globaal. Dit sal beter wees as daai Franse produk. Het julle al gehoor van daai wat is dit met
Want dit is hierdie brandwond goed wat jy kry met something. Ai, tog. Maar in elk geval, daai goed verkoop vir R370 'n buisie. Die goed wat ons kan maak, kan ons verkoop vir R275 'n buisie. En julle gaan nie glo wat die wins op baie goed is nie. Ons kan hierdie bootjie laat vaar, as ons net iemand kry wat wakker genoeg is, om deel te wil wees. Jy sien, as ons nie die hele bedrag kan kry op een slag nie, 5 miljoen nie, dan maak ons 'n bietjie vir bietjie. Totdat ons kan doen wat ons kan doen, man. En ek vertrou die Here om vir ons deure oop te maak op soveel gebiede. Ek vertrou hom. Hoekom? Want ons wil vryburgers wees. Ek gaan julle nou nie langer ophou op hierdie Saterdag aand nie. Ons wil vryburgers wees, né? Ons wil vry wees, man. Hierdie gevoel van skaamte van gister, jy weet, ons boere, wat ons nou in ons land het, hierdie korrupsie, hierdie uitbuiting, hierdie malemmertjies, jy weet, ou Loftie sal hiervan hou, en miskien sal ou Christo ook hiervan hou. Ek het al by myself gedink, as ek 'n span gehad het, ek praat van 'n span, net so 7-8 man, wat die job kan doen, dan sê ek nou vir julle dat ek al daai geld gehad. Want dis oorlog, is dit nie? Dis mos 'n stadige oorlog. As ek 8 man gehad het, ek dink dis 'n groot genoeg groepietjie, net 8, dan was al ons probleme klaar verby gewees. En ek praat nie van stupid goed nie, ek praat van ordentlike goed. Dan kan ons vryburgers word. Vryburgers van die land, vryburgers in die koninkryk van die Here, man, ons is vryburgers. En dan is ek 'n boer. Ek sê 'n vryburger. Dit is baie keer moeilik vir mense om te verstaan wat ek sê. Ek is eers 'n vryburger, dan is ek 'n boer. Né? Dan is ek 'n boer, Afrikaner, Engelsman, Portugees, Pottergees, whatever jy jouself wil noem. Dan is jy dit. Maar jy is eers 'n vryburger. En onthou altyd hierdie een ding, of jy nou 'n konservatiewe Christen is, en of jy nou 'n charismatiese of 'n Pinkster Christen is, saam met God maak eendrag mag. Daar's nie 'n ander manier nie. Net saam met hom. As ons nie ons leiding vat van bo af nie, en seker maak oor die leiding nie, want jy kan nie net spring nie. Jy moet seker maak oor die leiding. Nee? As jy nie seker maak oor die leiding nie, kan jy nie oorwin nie. Daarom sê ons saam met God maak eendrag mag, as nie 'n ander manier nie. Nou ja toe, fantastiese Saterdag aand verder vir julle. O Johan, hoe lyk dit daar so in sok op mond? Wat sê die mense? Ek moet weer 'n draai maak aan Windhoek. Ek weet nou nie presies wanneer nie, maar ek moet 'n draai maak aan Windhoek. My seun gaan die 26 September gaan hy trou met 'n Duitse meisiekind in Windhoek. En ek het nou nog nie die ouers ontmoet nie. Hulle is nou al verloof en alles, en omdat pa aan die kant van die draad is, het ek nog nie die geleentheid gehad om die ouers te ontmoet nie, en hulle wil nou hê dat ek moet die ouers ontmoet, so ek sal seker een of ander tyd, seker vroeër as later, sal ek 'n draai maak in Windhoek. Nou ja toe, mooi Saterdag aand vir julle en alles seën, hè.